Kom ons maak die woord van die Here oop by Psalm 90. Ons gaan daar die eerste 12 verse lees. Die Psalm begin met 'n gebed van Moses, die man van God. Ek gaan hom met die 2020 lees, so hy klink dalk so 'n bietjie anderster as jy hom met die 83 voor jou het. Maar ja, kom ons lees hom vanmôre uit die nuwe vertaling. My Heer, U was vir ons 'n woning van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is en U die aarde en die bewoonbare wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid af en vir ewig is U God. U laat sterflinge terugkeer tot stof. U sê net keer terug, mensekinders, want 1000 jaar is in U oë soos die dag van gister wanneer dit verbygaan, 'n wagbeurt in die nag. U vee hulle weg in die slaap. In die oggend is hulle soos gras wat opskiet, wat in die oggend bloei en uitspruit en teen die aand verlep en verdroog. Ja, ons het vergaan onder U toorn. Deur U woede word ons verskrik. U het ons sondeskuld voor ons geplaas, ons geheime sondes in die lig van U teenwoordigheid. Want al ons dae gaan verby onder U gramskap, ons voltooi ons jare soos 'n sug. Die dae van ons lewensjare, dit is maar 70 jaar, en as die kragte daar is 80. En die beste daarvan is vol moeite en rampe. Ja, dit gaan gou verby, ons vlieg weg. Wie ken die krag van U toorn? U gramskap is net so groot soos die ontzag vir U. Om ons lewensdae na waarde te skat, dit moet U ons leer, sodat ons hart vol wysheid kan verwerf. In die boodskap klink hierdie laaste paar verse so: die lewe skiet so vinnig soos 'n gedagte by ons verby. Die meeste van ons word maar so 70 jaar oud. Mense wat sterker is, kan dalk nog 80 haal. Maar die lewe loop hand aan hand met swaar kry en hartseer. En dit gaan so bitterlik gou verby. Die dood kom nog vinniger as wat ons dink. En dan vers 12, daarom vra ons, help ons om U te dien en om gelukkig te lewe. Maak ons wys, sodat ons elke dag sal gebruik om reg te doen. Die 83 vertaling het gesê, leer ons dae so gebruik, vers 12, dat ons wysheid sal bekom. Nou geliefdes, Psalm 90 is 'n baie unieke psalm. Ons het nou al so 'n bietjie deur die psalms gereis en ek het nou nie by hom stil gestaan nie, maar jy sal, as jy 'n bietjie 'n studie van die psalms doen, sou jy agterkom dat Psalm 90 is anderster as die ander psalms. In baie van die psalms sal jy vind dat daar na 'n ander psalm verwys word, of dat daar herhaling in van die psalms voorkom. Jy kan byvoorbeeld nou Psalm 145 tot 150 gaan kyk. Dan gaan jy sien daar is 'n refrein wat in elkeen van die psalms voorkom. As jy na die klaagpsalms gaan kyk, dan gaan jy hoor hoe die psalmdigter dikwels dieselfde woorde gebruik, maar dit kom in verskillende psalms voor. Maar Psalm 90 het geen verwysing van enige aard na enige van die ander psalms nie. Jy sal niks van die ander psalms in hierdie psalm raak lees nie. En daar's 'n goeie rede daarvoor. Die enigste waar jy iets kan opmerk wat presies dieselfde is as in Psalm 90, is as jy sou terugblaai na Deuteronomium toe. En jy gaan kyk in hoofstuk 33 van Deuteronomium. Dan sal jy sien die opskrif by vers 1 sê van Moses, 'n man van God. Net soos wat hierdie psalm begin. Dis die enigste in die Bybel waar ons 'n verwysing na presies dieselfde woorde kry. Wat vir ons dit baie duidelik maak dat Moses inderdaad hierdie psalm geskryf het. Wat dit natuurlik die oudste van alle psalms maak, né? Lank voordat enige van die psalmdigters geleef of geskryf het Moses al hierdie psalm geskryf. Daarom dat jy nie in die ander psalms enige verwysing na hierdie psalm sou kry nie. Nou die konteks of die agtergrond waarteen Moses hierdie psalm skryf is so ongelooflik belangrik om dit te verstaan.
Ons het nou maar net die eerste 12 verse gelees, maar as jy die hele Psalm gaan lees, dan hoor jy hoe hy eintlik as ware vashaak by die toorn van God, by die straf van die Here, by hoe die Here sy hand swaar op die volk dat rus het en al hierdie van goed en as jy nie die agtergrond verstaan nie, verstaan jy nie hoekom hy dit geskryf het nie. Moses skryf hierdie Psalm aan die einde van die 40 jaar in die woestyn. Net voordat hy sterf. Net voor hoofstuk 33 van Deuteronomium geskryf is, waar hy daardie lied skryf en daardie gebed vir die volk skryf. Daar in daardie tyd word hierdie Psalm geskryf. Nou, hoekom is dit belangrik? Want die volk het vir 40 jaar in die woestyn rondgehang as gevolg van hulle sonde wat daar by Kades Barnea gepleeg is. Miskien as julle daai geskiedenis nog so oomblikie sal onthou, jy kan gaan lees dan Numeri 13:14, kom die volk, hulle uit Egipte, hulle deur die Rooi See en hulle, uiteindelik staan hulle daar by Kades. Kades is op die grens van die Jordaanrivier. Al wat moet gebeur is hulle moet deur die Jordaanrivier deurgaan en dan is hulle in die beloofde land, die land wat die Here vir hulle beloof het. En dan stuur Moses 12 verspieders en sê gaan kyk gou 'n bietjie of hierdie land regtig lyk soos wat die Here aan ons beloof het. En dan is hierdie 12 manne weg en hulle bly vir 40 dae weg en as hulle terugkom dan is almal aanvanklik opgewonde. Almal sê wow, dis inderdaad soos wat die Here gesê het hierdie land gaan wees. Dis 'n land wat oorloop van melk en honing. Dis 'n land waar die druiwetrosse so groot is, hulle trouens nog saamgebring het wat 2 manne aan een tros moet dra. So groot is die druiwetrosse. Dis 'n ongelooflike land. En almal is wow, dis nou net soos wat die Here gesê het en dan skielik kan verander die atmosfeer net so. Want wat gebeur dan? 10 van hierdie verspieders sê, maar, daar's 'n maar, ons het ook die reëse gesien. Ons het ook die nageslag van Kenan gesien. En in ons oë is ons maar so sprinkaan en hierdie ouens is hierdie magtige nasie, hierdie magtige volk en daar's eintlik geen manier dat ons hierdie land sal kan inneem nie. Hierdie ouens is eenvoudig te groot, hierdie ouens is eenvoudig te sterk, ons is so sprinkaan in hulle oë. Daar's geen manier wat ons hierdie land sal kan inneem, ten spyte van dat dit hierdie baie mooi en ongelooflike land is. En dan spring Joshua en Caleb op, enigste 2, en sê, maar dis mos nou nonsens. Die Here gee vir ons hierdie land, dis mos sy belofte aan ons, hy gee vir ons die land, ons hoef dit nie te gaan inneem nie, hy gee dit vir ons, daarom sal hierdie ouens soos eintlik maar so sprinkaan in ons oë wees. Hulle sal vlug, hulle sal weghardloop, want dis die Here wat hierdie land vir ons gee. En dan ken julle mos nou die verhaal aan Numeri 13:14, waar die rebellie as ware losbars, die ouens wil vir Caleb en vir Joshua met klippe doodgooi, hulle wil nuwe leiers kies en hulle wil terug aan Egipte toe. En dan sê die Here net daar, ek gaan hierdie volk van my nou hier uitwis. En dan pleit Moses maar weer en sê asseblief, hoe sal dit nou in die res van die wêreld klink, dat jy nou die volk met die magtige dade uit Egipte laat kom het, al die reddingsdade gedoen het, en poep, hier vernietig jy hele volk. En dan sê die Here, ek sal afsien van my toorn, maar hierdie ouens gaan betaal vir die feit dat hulle my nie vertrou nie. Hulle gaan nou hier omdraai, hulle staan op die grens van die beloofde land, maar hulle gaan nou hier omdraai. En dan gaan hulle vir 40 jaar, 'n jaar vir elke dag, wat die verspieders weg was, gaan hulle in die woestyn rondhang. En nog meer, die hele volk, almal bo 20, gaan uitsterf. Nie een enkele ou bo 20 sal sy voete in die beloofde land sit nie. En dan draai hulle om, en dan begin hulle stap. En dan weet ek en jy, 40 jaar later, dan staan hulle eers weer by die grens. Moses is intussen dood, is Joshua wat hulle nou deur die beloofde land moet vat, maar vir 40 jaar betaal hierdie ouens vir 'n dom, dwaase besluit om die Here nie te vertrou nie. Dis die agtergrond waarteen Moses dit skryf. En vriende, ek weet nie of julle al ooit die sommetjie gemaak het nie, of ooit daaraan gedink het aan die skaal van hierdie gebeure nie. Ons hoor dat die sensus wat gedoen is vroeg in Numeri, het die ouens bereken is daar so 1,2 miljoen mense Israeliete gewees, wat die woestyn moes ingegaan het. 1,2 miljoen mense bo 20. As jy dit gaan deel deur 40, kom ons werk nou maar in die volle 40 jare, dan is dit 30,000 mense per jaar. Dis 2,500 per maand. Dis 83 per dag wat gesterf het.
Toe ek het weer lees in die week, en ek dink aan die rekordgetal sterftes en begrafnisse wat ek en Pieter hierdie jaar moes gedoen het, by ver meer as enige jaar wat ek nog hier was, en hoe dit eintlik vir my en Pieter se gees 'n bietjie gebreek het, en vir ons geestelik moeg gemaak het. Die hele jaar saam het ons nog nie eers gehad wat Moses dag na dag na dag na dag vir 40 jaar lank moes beleef het nie. Op gemiddeld elke dag 83 begrafnisse, 83 sterftes, 83 dooies, 83 gesinne wat iewers iemand verloor. Omdat ouens dom was en hulle besluit om die Here nie te vertrou nie. Dis die agtergrond waarteen hy Psalm 90 skryf. En jy moet dit verstaan, om te verstaan hoekom hy so baie klem lê op die toorn van die Here, op die sonde van die volk, oor hoe hulle so geweldig swaar gekry het. Anders maak dit net nie vir jou sin nie. Met dit in gedagte, met dit in gedagte, skryf hy hierdie Psalm. En het hy die twee goed wat hy graag in hierdie Psalm wil doen. Aan die een kant wil hy, na aanleiding van hierdie geweldige hoeveelheid sterftes wat hy in hierdie klomp jare moes beleef het, oor die sterflikheid van die mens praat, oor die verganklikheid van die mens, oor die kortstondigheid van die mens, en daarteenoor die ewigheid van God. En om hierdie twee langs mekaar te plaas, gebruik hy 'n paar beelde om dit uit te wys. As hy oor die God se ewigheid praat, dan sê hy, God was daar voordat die berge gebore is. Een van die mooiste uitdrukkings in die Bybel, dat berge gebore kon word. Ons weet mos nou, 'n geboorte is die skenk van 'n nuwe lewe, die begin van 'n nuwe lewe, voordat die berge daar was, voortgebring is, gebore is, was hy al daar. Trouwens, hy gaan net aan in daai eerste vers om te sê, van ewigheid tot ewigheid was u daar. Voordat u die wêreld geskep het, is nie deel van die skepping nie, voordat u die wêreld geskep het, was u al daar. 1000 jaar is vir u soos gister as dit verby is. Hy maak dit selfs nog korter om te sê, soos een enkele wagbeurt in die nag. Soldate het so rondom 4 ure wagbeurte gehad. Dit was die tydperk van 'n wagbeurt. So 1000 jaar, tjoep, ingedruk in 'n tydperk van 4 ure. Dis hoe lank dit vir God is. Of soos 'n gedagte wat verby is 1000 jaar vir hom. As hy oor die verganklikheid van die mens praat, dan begin hy deur te sê, ons is maar so stof, ons was stof, ons is uit stof gemaak, maar ons keer uiteindelik ook weer terug tot stof. In die Hebreëus staan daar letterlik tot fyn gemaalde stof. Dit wat ons uiteindelik sal word. Daar gaan niks van ons oorbly nie. Niks wat ons nou het, gaan vir altyd bly nie. Ons is soos gras, is die tweede beeld wat hy gebruik, wat in die oggend nog mooi groen is, maar sny daai gras, los dit daarso, nou is dit in die aand reeds verlep en verdroog. So ons jare skiet by ons verby soos 'n gedagte. Hoe ouer ek word, hoe meer kom ek agter, ek dink nou aan 'n ding, en die volgende oomblik kan ek nie onthou wat ek gedink het nie, of ek was op pad iewers heen, en ek kan nie onthou wat wou ek nou daar gaan doen het nie. Daai vinnige oomblik van gedagte, dis hoe Moses sê, dis hoe kort ons lewens is. Of die boodskap sê, soos 'n sug. Dink maar hoe vinnig is 'n sug verby, nee, as jy net so 'n sug gee, toe, daar is jou lewe daarmee heen. As jy ons lewe maar 70 jaar, of as jy sterk is, dan is dit 80. En selfs dit is in 'n oomblik verby, die boodskap wat sê, dit gaan bitterlik gou verby. En selfs hierdie jare, die beste van ons jare, is vol swaar kry, hartseer, pyn en leed. Dis net so verby. So hy stel hierdie twee teenoor mekaar, God se ewigheid, altyd daar, ons is maar net 'n asempie, ons is maar net 'n oomblik daar, ons is maar net 'n sug, net 'n wagbeurt, ag nie eers 'n wagbeurt nie, dan is ons lewens daarmee heen. En in die lig van dit, in hierdie vergelyk van mens teenoor God, of die stel van God se ewigheid en die mens se verganklikheid, kortstondigheid, in die lig van dit, bid hy dan nou, onthou hierdie opskrifie was 'n gebed van Moses, bid hy dan nou, dat hierdie nuwe generasie, wat nou die beloofde land sou inneem, dat hulle dae en hulle tyd anders sal gebruik, dat hulle wyser hulle dae en hulle tyd sal gebruik, dat hulle nie die dom en die dwaase besluite sal neem, wat die vorige generasie, wat nou almal uitgesterf het, sal doen nie. Here, leer ons dae so gebruik, dat ons wys sal word.
Ek kon ook nie anderster as om iets van die parallelle van hierdie tyd waarin Moses hierdie gebed skryf en vandag te raak te sien nie. Ons staan inderdaad ook aan die einde van 'n tydperk, aan die einde van 'n jaar, aan die einde van 'n fase van jou lewe dalk. Dalk is dit 'n nuwe fase wat volgende jaar begin as jy skool toe gaan of klaar is met skool of aftree of wat ook al, maar jy weet daar het 'n tydperk geëindig of eindig aan die einde van hierdie jaar, daar begin dalk 'n nuwe tydperk. Maar ons almal staan aan die einde van die jaar. En soos ek in die begin gesê het, as ons terugkyk oor hierdie jaar, dan besef ons hoe vinnig het hierdie 363 dae wat nou al verby is, verbygegaan. 64, hulle was mos skrikkeljaar. Maar hoe vinnig is hierdie 2024 by ons verby? Jy kan letterlik nog onthou wat Januarie en Februarie gebeur het, asof dit gister was. Gesien in die lig van dit wat Moses alles hier skryf, en teen die agtergrond waarin dit skryf, is daarom juist die dringende vraag vanmôre aan elkeen van ons: het ons werklik wys geleef hierdie jaar? Het ons regtig wys geleef? Was die besluite wat ons geneem het wyse besluite? Was die optrede wat ons gehad het in verskillende omstandighede en situasies, was dit wys? Was ons wys in ons verhoudinge onderling met mekaar? En bovenal het ons wys in die oë van die Here gelewe. En vriende, ek kan maar net vir myself praat en ek kan nie namens een van julle praat nie, maar as ek vanmôre 'n balansstaat of 'n proefbalans, wat jy dit ook al noem, ek is nou nie goed in rekenkunde nie, maar hierdie wat jy die goeie goed aan die een kant en die slegte goed aan die ander kant moet sit, as jy so staat moet opstel en jy kon aan die een kant al jou wyse optrede, jou wyse woorde, jou wyse gedagtes, jou wyse verhoudings opskryf, en aan die ander kant die goede wat nie so wys was nie, wat so 'n bietjie dwaas was dalk, dan wil ek vir jou sê, as ek na my eie moet kyk, het die wat nie so wys was nie by verre gewen. 2024 was inderdaad nie 'n goeie jaar nie. En ek praat maar net vir myself, ek weet hoeveel dwaase goede het ek dalk self in my eie lewe gedoen. En elke jaar beleef ons dat ons moet hoor hier aan die einde van die jaar, of maar net weer moet terugkyk oor die einde van die jaar, van hoeveel mense nie die einde van hierdie jaar saam met ons uitsien nie. Wat ons nie gedink het, selfs nie in ons verste gedagtes gedink het, hy of sy gaan nie meer hierdie tyd saam met ons wees nie. Elke jaar verloor ons 'n klomp mense, 'n klomp lidmate, wat ons geen verwagting van gehad het, nie meer hier by ons gaan wees nie. En dit laat my die vraag vra, het dit my enigstens anders te laat lewe? Die wete dat die lewe so vinnig, so skielik, so maklik kan stop, en die dood so vinnig op ons pad kan kom. Het dit my anderster oor die lewe laat dink? Het dit vir my wyser gemaak? Het dit vir my gehelp en gedwing om nuwe en ander en beter en wyser keuses te maak? En my vraag is, as dit nie het nie, wat in die lewe sal dan ons wyser laat maak? Wat in die lewe sal dan help dat ons wyser sal lewe? Die 70 jaar en die 80 jaar waarvan Moses hier praat, is nie vir ons almal beskore nie. Dit het ons hierdie jaar oor en oor beleef. En as jy vanmôre hier sit en jy sal oor die 80, moet jy al in die minusse begin tel, nee, want die Bybel loop net op by 80. Hy sê, dis as jy sterk is, dan kom jy tot daar. So daarna, lyk dit vir my, moet jy begin aftel, want dan leef jy in 'n stuk genade tyd. Maar juist omdat ons dit weet, juist omdat ons dit vanjaar weer oor en oor beleef en besef het, is die tyd van nutteloos leef. Die tyd van slegte en dwaase keuses maak. Die tyd van om in onvrede te lewe, die tyd om met wrokke uit die verlede te sit en te weier om dit te los, en noem nou maar op, alles wat jou vreugde steel, is daardie tyd vandag verby. Ons kan nie ons tyd mors deur nutteloos dwaas te leef nie. Daarom wil ek vanmôre ook vir jou kom vra, wil jy nie maar jou eie balansstaat voor die Here gaan opstel nie? Wil jy nie ook vanmôre maar gaan sit en sê, Here, hierdie was wyse goede wat ek gedoen het, wyse besluite wat ek geneem het, maar hierdie goed, dit was so dom en so dwaas, soos wat jy kan kry. En dalk saam met my sê, as jou net dalk so sleg lyk soos myne,
Dat ek dalk eerder vir môre se tema sou wil verander van, het ons regtig wys geleef in 2024, na die vraag van, hoe kan ek wyser leef in 2025? Hoe kan ek die dae wat vir my dan oor is, so deurbring in 2025, dat ek werklik wys sal word? As ons liewe Heer vanmôre hier voor my kon staan, en vir my sê, Christo, ek gee vir jou een enkele gebed, wat jy vir 2025 elke dag kan bid. Net een. Dan sou ek hierdie woorde van Moses wou bid. Here, leer my dan my dae so deurbring. Leer my dan my tyd so gebruik, dat ek dag na dag wyser sou word. Ek sou graag Paulus se woorde in Efesiërs 5:16 hier wou by aanhak, want ek dink is presies dieselfde. Daar sê hy, moenie tyd mors nie. Maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry. Die ou vertaling het sê, koop die tyd uit. Maak die beste gebruik, die Latynse woorde van carpe diem, gryp die oomblik aan. Want ons leef in moeilike en slegte tye. Ja, Paulus het dit ook al 2000 jaar terug gesê, en dis nog vandag nog steeds so. Ons leef nog steeds in moeilike en slegte tye, maar hoor net weer, moenie tyd mors nie. Maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry. Vers 17, moenie julle tyd mors deur sonder 'n doel te leef nie. Ons sou dit kon vertaal, moenie jou lewe mors deur dwaas te leef nie. Maar maak seker hoe die Here wil hê jy moet lewe, deur juis wys te lewe. Here, laat ek my dae so deurbring, dat ek wys word. Ek weet, dalk is jy genadig gelukkig om vanmôre te kan sê, weet jy, hierdie was die jaar wat ek regtig wys geleef het. Eer die Here daarvoor, sê vir hom dankie daarvoor, en nou asseblief daarmee aan. Maar dalk was dit ook die jaar wat jy weet, jy het 'n klomp dwaase besluite deur my kop gegaan. Ek het 'n paar dwaase woorde gespreek, ek het 'n klomp verkeerde goed gedoen. Here, help my dan, as ek nie van jaar wys geleef het nie, dat 2025 die jaar sal wees, waarin ek werklik waar wys sal wees. Ek bid dit vir elkeen van julle, en vir elkeen wat na hierdie diens vanmôre sal kyk of sal luister later, bid dit regtig vir elkeen van julle toe. Amen. Here, maak vir ons wys as ons dwaas is asseblief. Ons wil nooit die gevolge moet dra van dwaase besluite, soos wat die volk vir 40 jaar lank in die woestyn moes deurworstel en deurdwaal, gewoon omdat hulle dwaas was om U nie te vertrou nie, en U nie op U woord te neem nie. Wil U daarom vir ons vanoggend hierdie gebed ons eie laat maak vir die res van ons nuwe jaar. Ag, kan ek sommer bid vir die res van ons lewens, dat ons tyd en ons dae so sal deurbring, so sal gebruik, dat ons wys sal word. Gemeet aan die hoeveelheid mense wat ons in hierdie jaar verloor het aan die dood, wat nog die een dag by ons was en die volgende oomblik nie meer nie, en ons dit gewoon net nie verwag het nie. Here, soveel te meer weet ons, enige van ons wat vanmôre hier sit, kan ons ook net so skielik van ons weggeneem word. Juis omdat ons hierdie kortstondigheid en verganklikheid van ons verstaan en besef, wil jy juis dit soveel dringender in elkeen van ons harte kom maak, dat ons nie tyd sal mors nie, dat ons nie dwaas sal leef nie, maar dat ons juis by U sal kom pleit om vir ons wys te maak, sodat ons 'n gelukkige lewe kan leef in 2025. Ek pleit dit vir elkeen van hierdie mense wat hier sit, en elkeen wat dit sal hoor of sal sien. In Jesus se naam. Amen.